Goeiemôre almal. Lekker om julle almal te sien, lekker om hier by julle te wees. Is lekker om almal te sien. Ook welkom as daar van ons mense is wat ingeskakel is op ons uitsending. Hartlik welkom. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, vrede en liefde word julle ryklik geskenk van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Onse Vader wat in die hemel is, waar begin ons om aan U die lof, die aanbidding van ons harte te bring? Die vreugde van, die blydskap van weet, ons sondes is vergewe. Ons is U kinders. Niks en niemand kan ons uit U hand uit wegruk nie. En selfs wanneer ons sondig, dan hoor ons nog steeds 'n verlossingswoord. Jou sondes is vergewe. Want jou voorspraak, Jesus Christus, tree vir jou in. En dit is sy bloed wat hy gestort het, wat ons reinig. Maar meer as dit, hy is ook ons leidsman. Hy is die een wat nou voorloop, sodat ons op 'n nuwe pad kan loop. En ons kan onsself beklee met Christus, sodat ons soos Christus sal lyk in hierdie wêreld. Daarom sê ons vir U dankie vir al die geleenthede wat ons het om versterk te word deur U woord. Want daar leer ons hoe om te leef in die voetspore van Jesus. En of ons nou elkeen by die huis ons Bybel lees, of ons in 'n erediens is, en of ons in 'n klein groep of in 'n Bybelstudie is, of waar ons ook al is en ons het met die woord te doen, is dit elke keer vir ons 'n geleentheid om te leer hoe dit lyk as ons in Jesus se voetspore volg. Gee daarom tog vir ons die genade dat ons nie sommer net outomaties sal kerk toe kom of outomaties sal dink ons is op die regte pad nie, maar dat ons onsself sal spieël in U woord en dat ons sal verander om altyd meer en meer te word wat U wil hê ons moet wees. En U sê vir ons dat ons ons naaste moet lief hê soos onsself, met dieselfde passie, met dieselfde ywer as wat ons onsself lief het, ook ons naaste. Gee vir ons daartoe die genade, want so word U lig geskyn in hierdie wêreld. En so bid ons ook, Here, vir al die bedrywighede van ons gemeente, die hawesters wat op pad is en al die ander aksies wat daar is, die jeugbediening, al ons bedienings, Here, ons vra dat U dit sal seën, sodat in dit alles U naam groot gemaak word en ons sal groei tot die eer van U naam. Vader, vandag wil ons graag vir U dankie sê vir elke ma, vir elke moeder. Baie keer is hulle die ruggraat van 'n huisgesin, ook van ons samelewing, ook in die kerk. Hulle doen soveel keer, soveel opofferings, soveel liefde wat uit 'n moeder uitstraal. Ons dra op hierdie dag spesiaal
die maas aan u op en vra dat hy hulle ook in u liefde en in u genade sal toevou. Ons bid ook graag, Here, vir elkeen in die gemeente wat swaar kry. Ons het 'n klompie name genoem, daar's ook ander, wie se name nie genoem is nie. Daar's baie mense in die gemeente wat swaar kry, wat 'n doring in die vlees het. En ons gebed is dat u genade vir elkeen genoeg sal wees. Ons bid in totale afhanklikheid en vra, Here, dat u ons sal toevou en omvou met u liefde elke dag. En ons bid hierdie gebed in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Ons skriflesing is uit uit Openbaring 19. Openbaring 19 vanaf vers 5. En 'n stem het vanaf die troon gekom wat sê: Loof ons God, julle wat vir hom ontzag het, al sy diensknegte, gering is en magtig is. Ag, ek kom nie eers terug in die prediking hierop nie, maar loof ons God, julle wat vir hom ontzag het, al sy diensknegte, gering is en magtig is. Ons gaan 'n bietjie praat oor kerkwese. In die kerk is daar geringe mense en daar's magtiges in aardse terme. Maar ons is almal saam kerk van die Here. En ek het iets gehoor soos die klank van 'n groot skare, soos die klank van baie waters, soos die klank van swaar donderslae wat uitroep: Halleluja! Die Here ons God, die Almagtige, het sy koningskap opgeneem. Laat ons bly wees en jubel en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilofsfees van die Lam het aangebreek. Ons gaan daaroor praat, want die bruilofsfees van die Lam het aangebreek en sy bruid het haar gereed gemaak. Sy is toegelaat om blindklere van suiwer fyn linne aan te trek. Die linne is die regverdige dade van die heiliges. Dis die dade wat jy doen as jy Jesus aangetrek het. Toe sê die engel vir my, skryf dit neer, gelukkig is hulle wat uitgenooi is na die bruilofsfees van die Lam. En hy het my gesê, hierdie woorde van God is waar. Ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid. Dis nou die engel, wat vir ons sê. Ek het voor hom neergeval om hom te aanbid, maar hy sê vir my, nee, moenie dit doen nie. Ek is net 'n medediensknegt van jou en jou broers, wat die getuienis oor Jesus huldig. Aanbid God. Want die getuienis oor Jesus is die gees van die profesie. So aanbid God. Want die getuienis oor Jesus is die gees van die profesie. Tot sover, kom ons bid saam. Vader, ons het na hierdie woord geluister. En ons vra dat u dit vir ons sal duidelik maak. Dat ons sal verstaan wat u vir ons sê. En dat ons daardeur gemotiveer sal word om te gaan doen. Ons moet bely dat ons baie keer die woord hoor en dis vir ons lekker om dit te hoor. Dis vir ons goed, dis opbouend, maak ons sterk. Maar ons moet ook bely dat baie keer ons dit nie gaan doen nie. Leer vir ons, wys vir ons die geleenthede om te doen wat u ons leer. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, ons behandel vanjaar, soos elke jaar, 'n reeks temas in die prediking. En ek wil jou ook herinner in die pitkosse, so as jy die pitkos ontvang, as op ons WhatsApp groep is, dan ontvang jy 'n pitkos. En in die pitkos is daar 'n opsomming en 'n weergawe van die preek, 'n video, en daar is vrae, besprekings wat jy kan gaan doen, wat julle ook in julle groepe kan doen. So, ons doen vanjaar 'n reeks preke en die oorhoofse tema daarvan is liefde. Na aanleiding van Johannes 3:16, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Na aanleiding daarvan sê ons Johannes 3:16, lewensreis, jou lewensreis, in die lig van Johannes 3 vers 16, en
deur uit en tot liefde. So liefde staan sentraal in ons preke hierdie jaar, wat ons daaroor wil sê. So, oor hoofse saak is liefde, en dan is daar, nou weet ons, verskillende maniere waarop die Bybel die woord liefde gebruik, en sonder om alles wat reeds gesê is in die preke te herhaal, ekskuus, ek hoes en proes nog, so sonder om alles te herhaal wat al gesê was, net die volgende so 'n bietjie om ons geheue is te verfris. In die Bybel is daar verskillende woorde wat gebruik word vir liefde, epifemia, eros, storge, philein en agape. Epifemia is begeerte, eros is romanties, storge is aanpas of aanvul of die beste mekaar na vore laat kom. Philein is om vriende te wees, vriendskapsliefde, en agape. En agape liefde het te maak met, dis die woord wat gebruik word oor God se liefde, en dit het te maak met gee. En dit het te maak met die feit dat jy besluit om iets te doen. Agape liefde is 'n besluit, dit is nie 'n gevoel nie. So agape liefde is om vir iemand iets te doen, vir iemand iets te gee, sonder om terug te verwag. Tweedens, het ons nou ook al gesien in die prediking, dat hierdie liefde, agape, jy dit net kan ken as jy God ken. God is liefde. Hy het ons lief. En hy gee sy seun, Jesus, hoor nou, agape, hy gee, want dit is gee liefde, God gee sy seun Jesus in ons plek. Want die kruis te sterf om ons sondes te dra. Ons ken dit uit die baie bekende vers in die Bybel. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat aan hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Johannes 3:16. So, en derdens het ons nou reeds gesien, dat as jy hierdie liefde van God begin beleef, dit jou nie onaangeraak kan laat nie. As jy God se liefde in jou lewe leer ken en ervaar en verstaan en beleef, dan kan dit jou nie onaangeraak laat nie. As dit jou onaangeraak laat, moet jy regtig waar bekommerd wees. Of daar regtige verhouding tussen jou en God is. Kan jou nie onaangeraak los nie. Dit maak dat jy so dankbaar is, so dankbaar vir wat hy vir jou gedoen het, dat jy hom wil aanbid, hom wil dien, vir hom weer wil gee. So om vir God lief te wees, het ons gesien, is ook nie 'n gevoel nie. Dis 'n besluit wat jy neem, om jou lewe vir die Here te gee. Jou hele lewe fokus nou op hom. Jy's lief vir hom. Die Bybel vergelyk dit met 'n offer wat jy bring. En jy weet mos, as jy 'n offer bring, dan moet daar iets wat doodgaan. En in die Bybel word dit gesê, jy is die offer, ek is die offer, ons is die offer. En ons gaan dood vir onsself, wanneer ons God se liefde leer ken. En nou leef ons vir God. As jy so in die spieël kyk, sien jouself as 'n offer. Romeine 12 ken ons gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesentlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Hoor jy? Dit is die wesentlike van die godsdiens. Ek wil nie eers hieroor verder praat nie. Wesentlike van die godsdiens is nie dat jy gereeld jou Bybel lees, gereeld bid, gereeld kerk toe kom nie. Wesentlike van die godsdiens is dat jy jouself aan God gee as 'n lewende en heilige offer wat vir hom aanneemlik is. Vers 2, Romeine 12:2 noem dit 'n metamorfose. Maar dit alles bring ons dan nou by die volgende hoofafdeling van ons temas vir vanjaar. En die tema vir vandag, lief vir die bruid van ons Here Jesus Christus.
En in hakies het ek bygesit, wie is die bruid waarvan hier gepraat word? Lief vir die bruid van Christus? Maar wie is die bruid? Wat word bedoel? Wat verstaan ons onder die bruid? So, om dit alles te kan verstaan, moet ons verstaan dat die Bybel 'n metafoor gebruik. 'n Metafoor is 'n beeld of 'n vergelyking, 'n kort beeld, 'n vergelyking. En in hierdie beeld wat die Bybel gebruik, word die verhouding tussen die Here en die kerk vergelyk met 'n huwelik of met 'n huwelikssluiting. God is die bruidegom en die kerk is die bruid. God is die bruidegom, die kerk is die bruid. Eintlik is dit 'n bietjie meer kompleks, moet ek daarom sê, want in die Ou Testament word God se uitverkore volk Israel vergelyk in hierdie beeld met die bruid. En God self, die Here self is die bruidegom. Maar in die Nuwe Testament verander die beeld so bietjie, omdat Jesus mens geword het, die sigbare vergestalting van God is, omdat hy ons kom loskoop uit die mag van die duiwel, word hy nou geteken. Jesus is nou die bruidegom. En in die Nuwe Testament word Jesus, wat homself gegee het om ons los te koop, geteken as 'n lam. Daar word van hom gepraat as die lam van God. Eintlik kom dit daaruit dat in die Ou Testament daar reeds lammers was wat geslag was as 'n offer. En daardie geofferde lammers in die Ou Testament was 'n vooruitwysing na Jesus, die uiteindelike paaslam, wat regtig waar deur sy bloed vrede bewerk het vir die mens wat in hom glo. Daarom dan Jesus dikwels geteken as 'n lam ter slagting, Jeremia 11:19, Openbaring 5:12. So, wie is die bruid? Ons weet nou nog nie, maar wie is die bruidegom? Dis die Here Jesus Christus, die lam van God. Maar as daar dan sprake is van 'n bruid en 'n bruidegom, dan moet daar seker ook iewers 'n huwelik wees. 'n Troudag wat gaan plaasvind. Die finale bymekaar kom van die bruidegom en die bruid, die huweliksdag. Dit moet een of ander tyd daar wees, as die beeld dan voltooi moet word. Die finale bymekaar kom wanneer die bruid, die kerk en die bruidegom, die lam Jesus, bymekaar kom wanneer daar finale bymekaar kom is. So, maar 'n troudag word voorafgegaan deur 'n verloving. En in die Bybel word Jesus se menswording, sy geboorte, sy lewe, sy sterwe, sy opstanding, word alles geteken eintlik as die verloving wat plaasvind. Toe Jesus die eerste keer aarde toe gekom het, was soos 'n aanstaande bruidegom wat die bruidsprys kon betaal. Hy kon vra, wat moet ek betaal? En vir Jesus was die antwoord, jou bloed, jou lewe moet jy betaal om hierdie bruid te kan bekom. Jy moet die bruidsprys betaal. So nou leef ons in die tyd tussen die verloving en die troudag. Ons almal leef in die tyd tussen die verloving en die troudatum. Maar wie is hierdie ons dan nou? Wie is die ons? Ons lees in Openbaring van 24 ouderlinge. Dit is 'n simboliese taal wat verwys na die 12 stamme van Israel. Daar was 12 stamme, onthou julle dit? En daar was 12 apostels, onthou julle dit? So as mens 12 plus 12 is 24. So die 12 van die Ou Testament, die 12 stamme verteenwoordig al die gelowiges van die Ou Testamentiese tyd. En die 12 apostels van die Nuwe Testamentiese tyd verteenwoordig al die gelowiges van die Nuwe Testamentiese tyd. Nie alle Israeliete was ware gelowiges nie, maar alle ware gelowiges uit die Ou Testament kom eintlik uit hierdie 12 stamvaders uit, al was hulle proseliete. Maar in die Nuwe Testamentiese tyd word dan oopgemaak sodat elke volk, stam, taal en nasie kan verteenwoordig word deur daardie 12 apostels.
Ons sal nou 'n bietjie dink oor die implikasie hiervan. Maar nou is dit vir ons eerstens belangrik om te verstaan, al die gelowiges, in die Ou Testamentiese tyd, Nuwe Testamentiese tyd, almal is die kerk. Dis een manier waarop die woord kerk gebruik word. So alle gelowiges uit die Ou Testament, alle gelowiges in die Nuwe Testament, selfs die wat nog gebore moet word, almal is die kerk. So die vraag was, wie is die ons? Ons wag op die huweliksdag. Wie is die ons? Die kerk. Dis ons. Ons wag almal dat Jesus gaan terugkom. Nou, so was dit in die Bybelse tyd, en so is dit ook nog vandag, dat die verlovingstyd 'n tydperk was waarop daar gereed gemaak was vir die groot huweliksdag. Die troudag. Een van die dinge wat natuurlik gedoen was dat daar 'n fees voorberei was, 'n ete. Daar moes caterers gekry word. Daar moes tafels gereël word en gedek word en wat ook al. Nou nie so in die Bybelse tyd nie, maar kry die idee. Alles moet gereed gemaak word vir hierdie onthaal. Maar die ander ding wat moes gebeur, was dat die bruid haar rok gereed gekry het. Die Bybelse tyd was dit, het jy nie regtig waar, wat noem julle dit, hierdie vrouens wat jy heen gaan om trourokke te laat maak? Julle weet waarvan ek praat, né? So jy kan nie na 'n butiek of wat ook al gaan en sê, ja, hier is my idee nie. Die vrouens moes dit self maak. So sy en haar bruidsmeisies het gaan sit en begin om die rok te maak en te weef en te aan mekaar te stik en te borduur en juweeltjies en pareltjies en wat ook al vas te maak. So die verlovingstyd was die tyd wat die rok gereed gemaak word. So lees ons in vers 8 dan ook. 'n Rok, die bruid maak vir haarself 'n rok van blinkklere van suiwer, fyn linne wat sy wil aantrek. So hierdie bruid is besig om vir haar die mooiste rok te maak. En die teks sê self wat dit beteken. Die linne is die regverdige dade van die heiliges. Die heiliges is ons, is weer ons. Is die kerk, is ons. So elke bruid wil graag die mooiste rok denkbaar dra vir die groot dag. En so is dit ook natuurlik vir ons, die kerk, die bruid van die lam. Ons versier ons simboliese rok met regverdige dade. Dit bedoel eenvoudig die mooi en die goeie dinge wat ons doen, omdat ons nuwe mense gemaak is deur Christus, deur die geloof in Jesus Christus. Dit is die regverdige dade. Dit is hoe ek en jy besig is om ons bruidsrok te versier. Nogal belangrik om hier aan te dink. Ons maak nie 'n mooi rok sodat die bruidegom met ons sal trou nie. Ons maak 'n mooi rok omdat die bruidegom ons gevra het. Omdat ons met die bruidegom trou. So, wat is dan nou hierdie regverdige dade? Wat sal die inhoud daarvan wees? Wel, dit beteken agape teenoor die Here. Liefde vir die Here, om jouself te gee as 'n offer aan die Here, om jou lewe te wy aan die Here. Dis in die eerste plek. Dis regverdige dade. Wanneer jy offers bring in diens van die Here, is regverdige dade. Maar dit wil ook bietjie terugkom om te sê, of laat ek dit so sê, dit gaan dan ook oor regverdige dade is my optrede teenoor ander mense. Ons medemens, my naaste. Is natuurlik altyd 'n vraag, né? Wie is my naaste? Wie is my naaste? Sê ons naaste? Ja. Alle mense is ons naaste. Of ons van hom hou of nie, of hy 'n goeie mens is of nie, maak nie in die minste saak nie. Wie ook al, waar ook al, 'n medemens is jou naaste. So elke, en dit gaan nie oor, hy word nie jou naaste omdat hy of sy mooi is met jou nie. Maar jy, ek, is geroep
tot regverdige dade. So elke mooi woord, elke omgee optrede, elke uitreik na die medemens. Wat 'n refleksie is van die agape wat die Here aan ons gee. Wanneer ons die agape van die Here wys aan die wêreld, dis wanneer ons regverdige dade doen teenoor ons naaste. Julle het gehoor wat Veronica vra, kom woon hierdie kursus by. Dis een van die maniere, daai moslems of daai ateïste, wat jy dink, dit is nie my naaste nie. 'n regverdige daad is om ook die evangelie in woord en daad aan daardie mense te bring. So enige agape wat jy wys, of jy hou van die persoon of nie, jou grootste vyand maak nie saak nie. Dit is deel van hierdie mooiste rok wat jy besig is om voor te berei. En op die dag van die troue sal daardie rok glinster van liefdevolle dade teenoor jou medemens. Julle ken my, gaan lees gerus Matteus 25 vanaf vers 31. Ek was honger. Julle het vir my iets gegee om te eet. Ek was dors. Julle het vir my iets gegee om te drink. Ek was honger, ek was naak. Wanneer het ons dit gedoen? Elke keer as jy het een van die geringstes daar buite gaan doen, doen jy dit aan Jesus. Doen dit aan Jesus. Die regverdige dade teenoor ons medemens. Maar, kom ons kom terug na vandag toe. Die tema van vandag is, lief vir die bruid van ons Here Jesus Christus. En wie is die bruid? Is al jou naaste daar buite die bruid? Nee. Nie almal daar buite is die bruid nie. So vandag wil ons praat, eintlik, kom nou daarby. Vandag wil ons eintlik praat oor jou liefde vir die bruid. Gaan nie oor die preek se toepassing, gaan nie eintlik regtig oor al die mense daar buite nie. Maar dit gaan oor almal wat deel is van die kerk, omdat hulle deel is van daardie nakomelinge van die 24 ouderlinge. Goed, so hierdie medegelowiges, my broer en suster, bestaan natuurlik uit my eie gemeente. Julle, ons, is saam in hierdie ding. Ons is saam die bruid. Maar ook alle Christene van dwars oor die wêreld. En daar's twee vrae wat ek dink ons vir onsself moet vra. Is ek regtig lief vir enige medegelowige wat uit daardie 24 ouderlinge ontstaan het? Is ek lief vir alle gelowiges, ongeag hulle taal, ongeag hulle afkoms, ongeag hulle status, ongeag aan watter volk hulle ook al behoort, of watter menslike kriterium ons ook al wil gebruik? Is ek lief vir medegelowiges? Is ek bereid om hulle hier in my gemeente te ontvang? Want alles hulle anders. Alles hulle anders as ek. Want jy sien, dis wat agape is. Om vir iemand te gee wat hy nodig het. Gaan nie oor hoe jy voel nie. Gaan nie oor hoe jy groot geword het nie. Gaan nie oor jou voorkeure nie. Gaan oor die bruid. En wie deur God deel gemaak is van die bruid. Die tweede vraag is ek lief vir my medegelowiges wat ver is? Dink ek aan hulle? Bid ek vir hulle? Of maak hulle nie eintlik vir my saak nie? Ander dag, ek het dit in 'n preek ook gesê. Lees ek, dit was net voor Palm Sondag, of net na Palm Sondag, lees ek van in Nigerië, in die stad Jos, waar daar moslim vegters ingestap het in die straat met AK's en losgebrand het. 27 Christene lê dood in die straat toe hulle klaar is. So what?
Deur ver. Niks met my te maak nie. Besef ek met 'n skok. Dit is hoe ek dink. Dis my liefde vir my medegelowiges wat ver is. Hulle is ver, maak ons nie saak nie. So, of dit nou Palestynse of Jordaniese Christene is wat vasgevang is in vervolging en oorlog in die Midde-Ooste, Nigeriese gelowiges wat slagoffers word van moslim aanvalle, medegelowiges in Suid-Sudan wat vasgevang is in burgeroorlog en hongersnood, medegelowiges in Noord-Korea en China wat nie gereed is verseker is van hulle lewens nie, sendelinge wat vyandige omgewings moet binnetree. Is ek lief vir daardie Christene? Is ek lief vir daardie bruid? Dit het nogal 'n bietjie by my geworstel. Hoe kan ek my liefde wys? Vir julle kan ek daarom kom kuier, ek kan saam jou koffie drink, ek kan vir jou bid. Ons kan saam kuier. Ons kan koinonia beleef. Maar hoe wys ek my liefde vir gelowiges deur ver? Hoe wys ek my liefde vir hulle wat ver is? Ek dink daar is baie maniere. Jy kan 'n sendeling word. Maar ek herinner my aan iets wat gebeur het in die Nuwe Testamentiese tyd, dat daar 'n klomp kerke was, wat, toe daar 'n hongersnood in Jerusalem was, 'n kollekte gehou het. Groot kollekte, massiewe bedrag, wat hulle bygedra het en vir die apostels gegee het, om Jerusalem toe te vat. Daar was hongersnood en armoede. 1 Korintiërs 16, 2 Korintiërs 8. En ek herinner my ook aan 'n gebed van Paulus, wat opgeteken is in Efesiërs 1, waar hy bid vir die gelowiges. So geliefdes, om te bid, ernstig te bid, vir sendelinge, vir die vervolgde kerk, dit is deel van die fyn linne kleed, wat ons gereed maak vir ons troudag. Is daar in jou gebede, is daar in my gebede, plek om te bid vir medegelowiges wat ver is, vir die bruid wat ver is van my af. En so ook opofferende bydraes vir waardige sake waardig aan die koninkryk van God. Maak dit gerus jou ereplig, broer en suster, om iewers iets te identifiseer en te sê, hier maak ek 'n fisiese geldbydra, omdat ek nie daar kan wees nie. Ons praat kort, moan en groan ons oor gift of the givers. Ons eie kerk, die deputate vir noodtoestande. Ons het deputate vir armoedeverligting en wat ook al. Jy sien, jou liefde, jou agape, word ook sigbaar deur jou oop beursie. Nie net vir jou gemeente nie, maar vir een of ander saak. Daar's nog een toepassing wat ons moet maak. Ek hoor soms van gelowiges wat sê, ja, ek is baie lief vir die Here, maar die kerk, Of selfs, as hulle dit nie sê nie, dan word hulle liefde vir die bruid nie sigbaar deur hulle deelname aan die gemeente se lewe nie. Hulle leef so asof hulle die enigste gelowiges in die wye wêreld is. Ek het 'n naam vir hulle, lone wolves, soos 'n lone wolf, eensame wolwe wat rondswerf. 'n lone wolf Christene. Sê ek het nie die kerk nodig nie. Ek het nie die kerk nodig nie. Maar daardie mense mis die koinonia van medegelowiges wat saam met hulle aan die trourok werk. Hulle ervaar nie die liefde en die ondersteuning van medegelowiges wat raad en bystand kan gee oor hoe om die mooiste borduurwerk, naaldwerk aan die trourok te gee nie, te doen nie. So, geliefdes, ek wil graag klaarmaak. In hierdie verlovingstyd is daar 'n vyand van die bruidegom wat juis wil keer dat mense volhard in die weef van hierdie bruilofskleed. Sy naam is Satan.
jou slang van ouds, die duiwel. In die Openbaringboek word sy werk ook vergelyk met dit wat gedoen word deur die groot hoer Babylon, is die wêreldse versoeking en vervolging. Daar staan in ons gedeelte: Prys die Here, die oorwinning, die heerlikheid en die mag behoort aan God. Regverdig en reg is sy oordeele, want hy het die oordeel voltrek oor die sedelose vrou wat die aarde deur haar onsedelikheid verwoes het. So wanneer breek die troudag aan? Wanneer daardie slegte vrou finaal oorwin is. Wanneer die bruidegom finaal hierdie vyand oorwin het, dan breek die groot huweliksdag aan, die troue. Ons lees in vers 6 en 7. Prys die Here, halleluja, die Here ons God, die Almagtige, heers nou as koning. Laat ons bly wees en juig en aan hom die eer gee, want die bruilof van die lam het aangebreek en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. Geliefdes, alle gelowiges, jy en ek, is genooi as bruid na hierdie bruilofsfees. Geseën is hulle wat na die bruilofsmaal van die lam uitgenooi is. En daar gaan ek en jy die ewigheid saam deurbring, saam met al die gelowiges. Ons word saamgebind deur dit wat ons lees in vers 10. Johannes, toe hy al hierdie dinge sien, daar was 'n engel wat hom begelei het in sy visioene. En toe hy dit nou al hierdie goeie sien, toe val hy voor die engel neer en hy wil die engel aanbid. Sê die engel vir hom: Nee, staan op. Ek is 'n mededienaar van jou en van jou medegelowiges, wat aan die getuienis vashou wat Jesus gelewer het. Aanbid God. Want dis Jesus wat die getuienis gelewer het, is die Gees wat die profesie gegee het, die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Die bruid hier wêreldwyd saamgebind in die aanbidding van die Here God. In Jesus Christus deur die Heilige Gees. En daarom is ons lief vir mekaar, of ons nou naby of ver is. So geliefde broer en suster, jy nou vanoggend vir die eerste keer 'n erediens bygewoon het, na 'n ou gesoute kerkganger is, dis my gebed dat jy die eenvoudige boodskap van die Here in plain Afrikaans vanoggend gehoor het. Ek en jy en alle gelowiges word in die Bybel geteken as die bruid van ons Here Jesus Christus. Ons is nou in die verlovingstyd. Die groot troudag kom. En ons maak ons trourok gereed deur vir mekaar lief te wees. En hierdie liefde is nie sommer maar net 'n ou bysaakie nie. Dit is in die kern van die bestaan. Kern van die lewe van die bruid van Christus. Ons Vader in die hemel, dankie dat ons die bruid is. Dankie dat ons mag weet, dankie dat ons mag leef in daardie sekerheid en daardie wete. En dat ons nou kan besig wees om hierdie wonderlike rok te weef. Vol van ons regverdige dade. Dade wat U toets deurstaan, dade van liefde vir ons naaste, maar ook vir ons medegelowiges, het ons nou vandag gesien. En daardie medegelowiges, hulle naby is, ver is, gee dat ons vir mekaar sal lief wees. En so U naam verheerlik. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Gaan weef aan jou bruilofskleed onder die seën van die drie enige God. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees en by julle bly.